Goeiemôre geliefdes in die Here. Vanoggend kom ek na u met 'n vraag. En die vraag is: watter intieme verhouding het ons met God? Om 'n intieme verhouding met God te hê, is om baie naby aan God te wees. Ons verhouding met God, die manier hoe ons praat met God. Ja, daar is baie dinge wat ons soms nie verstaan nie. En soms gaan dit ook oor ons verhoudings met ander mense. Soms dan dink baie van ons is beter as die volgende persoon. Maar ons is nie beter nie. Ons sit soms in posisies, dalk hoog geplaaste posisies, en ons vergeet dat God ons daar gebring het. Ons dink soms dat dit deur ons eie toedoen is. Maar soms kom God en God maak dat jy die trappies klim tot bo. Maar dan kyk God agterna. Wat maak hierdie kind van my met dit wat ek in hom gesit het of geplaas het, sodat hy teen daardie trappies kon op. En soms dan sit ons in posisies en ons maak mense seer. Ons maak mense so seer dat ons nie meer worry nie. Ons maak mense so seer want ons dink net aan onsself. Ons het nie empatie vir 'n ander se seer of vir 'n ander se pyn nie. Maar vanoggend kan ek vir u kom sê, dit is beter om 'n intieme verhouding met God te hê as om met mens 'n intieme verhouding te kan hê. En ek praat nie, as ek praat van intiem vanoggend, praat ek nie van intiem tussen man en vrou nie. Ek praat oor die verhouding met God. Hoe diep is u verhouding met God? Hoe diep is my verhouding met God? En ek kan vir u sê vanoggend, ek het 'n baie diep verhouding met God. Ek praat baie met God, want hy is die een wie my die krag gee. Ja, baie mense word verraai ook. Ja, Judas het vir Jesus verraai. En hy het gesê, Jesus, ek gaan by u staan deur dik en dun. En dit is wat gebeur ook in ons eie lewens vandag. Daar is mense wie ons vertrou, maar wie ons dan bitter seer maak op die einde. Daardie selfde mense wie jou so seer maak, vind dit moeilik om jou in die oë te kan kyk.
maar ek fokus en u moet fokus op God. Kyk weg van die seer af. Kyk weg vanaf die swaar kry. Want dit is beter om met God te stap as wat u met mense stap wie u bedrieg, wie u beskinder, wie niks goed het om van u te sê nie. Want soms vergeet hulle in hulle eie lewens wie hulle is. Hulle kruip weg agter rookskerms. Hulle kruip weg agter ander mense. Maar vir my en vir u is dit nie nodig om agter rookskerms weg te kruip nie. God gee ons die krag om ook onsself te wees. God sê ook, ons moet nou en dan opstaan vir onsself. En dit waarin ons glo. En ek dink, mense staan ook op, omdat hulle glo in die Bybel, omdat hulle glo in God. Maar, sommige mense se geloof wankel. Geloof is iets wat baie sterk moet wees as u met God stap. Ek stap in volle geloof met God, want ek weet waarom en hoekom. God het my gedra deur donker dieptes, deur swaar kry, maar nogtans kon ek jubel in die Here. Baie mense gaan deur bitter seer en swaar kry, maar somtyds verag ander hulle, en somtyds wanneer dinge vir mense kom moeilik raak, dan kom hulle terug om vergifnis te vra. Ja, dit is so. Ek het baie mense vergifnis gevra, wie ek dalk te nagekom het, en ek het nie 'n wrok teen niemand nie. Maar God het my oë kom oopmaak. God het vir my kom wys wie is vir my. En God sê in sy woord, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? En vanoggend vra ek weer vir u, gaan doen 'n bietjie u huiswerk ten opsigte met die verhouding wat u het met God. Is dit 'n oppervlakkige verhouding of is dit 'n intieme verhouding wat u het met God? Dit is die vraag wat ek vandag vir u agterlaat. En ek wil vra dat indien u bevoorreg is om die jaar 2026 binne te gaan, u hierdie jaar wat kom met 'n intieme verhouding met God begin, indien u nog nie daardie intieme verhouding met God het nie. Daar is 'n rede hoekom God vanoggend
laat ek hierdie boodskap bring. En as u nie wakker word nie, dan weet ek nie. Ons moet wakker word om te besef wie God is. Ons moet wakker word en ophou ander mense seermaak. Ons moet ophou om ander mense te verkleineer. Ons moet ophou om ander mense, soos ons dit roep, swak te maak. As ons hoog is, of hoog op die tak sit, dan vergeet ons dat daardie tak mag breek. En as daardie tak breek, is dit afgrond toe. En dit kan of die dood beteken, of baie seer kry. En dit is waarna ons moet kyk. Gaan vandag in vrede en gaan doen introspeksie oor u intieme verhouding met God en ook baie vrae. Wie het u te nagekom? Wie het u seer gemaak? Wie het vir u seer gemaak? Want dit is wat gebeur hier buite. Ons gaan deur swaar kry, maar God dra ons elke dag. En ek is trots daarop om te sê, ek het 'n intieme verhouding met God. En niks of niemand sal my wegneem van daardie intieme verhouding met God nie. God is die een wie ons hoog plaas. God is die een wie ons red. Wanneer ons deur die vuur gaan, is hy die een wie ons kom uithaal. Baie, baie dankie aan Jesus dat ek hierdie boodskap kon deel. Gaan vanoggend in vrede en in sy vreugde, sodat u weet, u verlosser leef. Amen.